Goeiedag, ons is in die Pasga of Pesach reeks nommer 11 en vandag gaan ons verder kyk oor die bloed van Yeshua wat in Jerusalem 7 keer geval het vir my en jou. Ons het gesien Yeshua is nie net die lam van God nie, hy is ook my en jou hoëpriester. En die hoëpriester het 7 keer die bloed van die lam op die versoeningsdeksel gesprinkel en net so weet ons het Yeshua, ons hoëpriester, se bloed as die lam van God ook 7 keer vir my en jou gestort. Maar die vraag is, besef ek en jy regtig wat Yeshua vir my en jou gedoen het? Besef ons die prys wat betaal is vir my en jou? Ons het gesien, Yeshua se bloed het geval in die tuin van Getsemane die eerste keer. Die tweede keer toe hulle die doringkroon op sy kop gesit het en het geslaan het met 'n riet. En die derde keer toe hulle hom met 'n vlaghelm 39 houe geslaan het, dat hy onherkenbaar vermink was. Die vierde plek waar Yeshua se bloed val vir my en jou is toe hulle spykers wat tussen 17 en 22 centimeter lank was, gevat het en deur sy hande geslaan het op Golgotha aan 'n houtkruis vas. En reg deur die woord van Abba Vader sien ons dat hande 'n simbool was van autoriteit. Abba Vader sit autoriteit in hande en onthou daar is 'n sekere autoriteit in die oplê van hande wanneer ek iemand hande oplê. Onthou, Abba Vader vra vir Moses in Eksodus 4 vers 2, wat is daar in jou hand? En Moses het hier in homself getwyfel. Hy was nie seker of hy dit kon doen waarvoor Abba Vader hom geroep het nie. En Abba Vader vra hom, wat is in jou hand? Want dit maak nie saak wat Moses gedink het hy nodig het nie. Abba Vader sit autoriteit in hande. Dan is daar 'n sekere autoriteit in die oplê van hande wanneer ek iemand hande oplê. Isak seun vir Jakob in Numeri 27 vers 23 en daar staan, en hy het hom hande opgelê en hom 'n opdrag gegee soos Jahweh deur die diens van Moses gespreek het. Moses het ook sy hande op Joshua gelê en vir hom gesê, jy is die een wat Abba Vader gesê het, wat die volk in die beloofde land gaan inneem. Toe Yeshua self op aarde was, het hy hande op die siekes gelê en dit het vir hulle genesing gebring. In Markus 6 vers 5 staan, en hy, Yeshua, kon daar geen krag doen nie, behalwe dat hy 'n paar siekes die hande opgelê het en hulle gesond gemaak het. Maar hoor gou wat sê Yeshua in Markus 16 vers 18, en vir die wat geglo het sal die tekens volg, in my naam sal hulle duivels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink sal dit hulle geen kwaad doen nie, op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Yeshua gee vir my en jou die autoriteit om hande op siekes te lê deur die vloei van sy bloed, die spykers wat deur sy hande gekap is. Hoekom is daar spykers deur sy hande? Want dit was Adam en Eva se hande wat die vrug gevat het, en so sê Yeshua, ek sal betaal, ek sal die spyker deur my hande gekap word, sodat my kinders, sodat my bruid hande, sodat ek weer die autoriteit kan hê, en Yeshua betaal deur die vloei van sy bloed, sodat ek en jy weer sy hande kan wees. So kan jy dink wat het die vyand gedink toe hy daardie spykers vat en dit slaan in die hande van my en jou verlosser Yeshua? Het die vyand gedink as hy Yeshua se hande vasspyker aan 'n houtkruis, gaan hy hom stop om hande te lê op die siekes? Nee, dit was eintlik die begin van die liggaam van Yeshua. Want Yeshua sê vir my en jou in Johannes 14 vers 12, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek gedoen het, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. En die vraag is egter, tabernakelskind van Abba, is ek en jy vandag Yeshua se hande in hierdie gebroke wêreld? Jakobus sê in Jakobus 4 vers 8, nader tot God en hy sal tot jou nader, reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Maar hoe was ek my hande skoon van sonde? Deur die bloed van die lam, deur die bloed van Yeshua. Die spykers word deur ons koning se hande gekap, sodat ek en jy ons hande kan kom was van sonde, deur die bloed wat aan die kruis gevloei het. Dan sê die woord in Jesaja 49 vers 16, kyk, ek het jou in die handpalms gegraveer, jou mure is gedurig voor my.
Met ander woorde, Jesaja beskryf eintlik wat die vyand besig was om te doen. Toe die vyand besig was om die spykers deur Yeshua se hande te slaan, was hy besig om my naam te graveer in my bruidegom se handpalms. Abba werk alles ten goeie uit vir die wat hom liefhet. Kan jy dink, terwyl Yeshua die spykers deur sy hande gevat het, het hy my en jou die hele tyd in sy gedagtes gehad en gesê, skryf daardie kind vir my sy naam op, sodat ek hom kan vrykoop. Sodat hy my hande kan wees in 'n gebroke wêreld. Die spykers word deur ons koning, ons bruidegom se hande gekap, sodat ek en jy ons hande kan kom was van sonde deur die bloed wat aan die kruis gevloei het. Yeshua het die hele tyd aan my en jou gedink. Mag ons nie die eerste afspraak wat Abba Vader met ons hê, ons hande in sy hand sit, mag ons liggaam, sy hande, mag ons as liggaam van Yeshua, sy hande wees, en handes op siekes, handes op gebrokenes gaan lê. Mag ons sy autoriteit opneem. Want sien in Matteus 26 vers 62 vra Kajafas vir Yeshua, antwoord u niks nie? Wat getuig hierdie manne teen u? Maar Yeshua het stil gebly en die hoofpriester antwoord en sê vir hom, ek besweer u by die lewende God, dat u vir ons sê of u die Christus, die Seun van God is. En Yeshua antwoord hom, u het dit gesê. Maar ek sê vir u almal, van nou af sal die Seun van die mens sien, van nou af sal u die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemele. Jy sien 'n posisie aan die regterhand was beskou as die hoofplek van eer en die krag. En toe Yeshua dit sê, toe skeer Kajafas die hoofpriester sy klere en hy verloor dit. Yeshua is my en jou hoofpriester en sit aan die regterhand van Abba Vader in die hoofplek van eer en krag. So sal ons oor hierdie Pasgafees, hierdie bestemde tyd, hierdie afspraak wat Abba met ons het, my en jou hande lig en hom loof en prys vir wie hy is, ons koning. Yeshua wat geen sonde gedoen het nie en wie se mond geen bedrog, by wie se mond geen bedrog gevind is nie. Wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie. Wat toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar het oorgegee het aan Abba Vader, wat regverdig oordeel. Sy bloed is ook op die 5de plek gestort, waar die spykers deur sy voete, eers deur sy hande op die 4de plek, deur sy voete op die 5de plek geslaan word vir my en jou. Ja, die 5de plek waar Yeshua se bloed vloei is, toe spykers deur sy voete gekap word. Nou voete reg deur die woord van Abba Vader is 'n simbool van heerskappy. Om heerskappy te hê oor iets. Heerskappy beteken om dit wat Abba Vader aan my en jou toevertrou het, om oor dit te heers tot glorie van Abba Vader en tot uitbreiding van sy koninkryk. Dis hier waarvoor Yeshua kom betaal het toe sy voete vasgespyker is. Abba Vader se woord sê, hiertoe is ek en jy geroep, omdat Yeshua gelei het vir ons, 'n voorbeeld nagelaat het, sodat ons sy voetstappe kan navolg. Die woord sê, omdat Yeshua ook vir my en jou gelei het. Met ander woorde, die feit dat sy voete aan die houtkruis vasgespyker is die prys reeds betaal, sodat ek en jy sy voetspore kan navolg. Dat my voete sy voete word. Daar is in die 1600s opgrawes gedoen in Jerusalem, en toe vind hulle kruise, wat gebruik is in Yeshua se tyd, gemaak van olyfboomhout. Maar wat hulle toe ook vind is mense se voete wat aan hierdie kruise vasgespyker was en afgesny was. Interessant is dat hulle 'n stukkie hout gebruik het van akasiëhout wat saam met die spyker deur die gekruisigde se hakskene gekap is aan die kante van die houtkruis. Met ander woorde, die voete is nie van voor af ingekap nie, die voete is aan die kante gesit en deur die hakskene in die kruis ingekap. En die rede daarvoor was dat as hulle die liggaam van die houtkruis afgehaal het, dan het hulle die stukkie akasiëhout met die spyker uitgetrek uit die hakskene sodat die liggaam vinnig kon begrawe word. Maar soms het die hout so vasgesit en was hulle so hastig, hulle kon nie die spykers uitkry nie en dan het hulle sommer die voete afgesny. So kan dit wees dat Yeshua se wonde ook aan sy hakskene is. Dis mos deel van 'n voet, is dit nie?
Met ander woorde, nie net deur die voorpunt van die voet nie, maar deur sy hakke. Ek weet nie of dit waar kan wees nie, maar hoor gou. In Genesis 3 vers 15 sê Abba Vader vir Satan, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Wow, hoe kan dit wees? 'n Profesie deur Abba Vader homself. 'n Profesie wat beteken Abba Vader spreek iets uit die geestesrelm in die natuurlike relm wat manifesteer. Want Abba Vader sê, die eerste arm het geval deur sonde by die boom. Die tweede arm gaan gehang word op die boom, maar waar hy op jou kop gaan kom trap en jou gaan vermorsel en jy, Satan, sal hom dan in die hakskeen byt. Jy sien, Yeshua het deur die bloed wat vloei van sy voete af, van my en jou hom vir my en jou in hom die mag gegee om op slange en op skorpioene te trap. Wat gaan ons doen, tabernakelskind van Abba? Gaan ons Yeshua se voete wees? Die keuse is joune. Yeshua het betaal. Dan die 6ste plek waar Yeshua se bloed vloei vir my en jou is nommer 6. Yeshua se bloed vloei inwendig. Die inwendige bloeding in sy liggaam, dis al hierdie vuishoue, al hierdie klappe ingeslaan, al die kere wat Yeshua moes val omdat sy liggaam besig was om in te gee. He was bruised for our iniquities. Dis daardie seer wat ek het wat die wêreld nie sien nie. Dis mos daardie seer in binnekant waarvan net jy weet. Yeshua het gebloei aan die binnekant vir die seer waarmee ek en jy rondloop, waarvan niemand weet nie. Soms redeneer ons, weet jy, ek gaan eerder net stil bly. Ek gaan eerder met niemand praat oor my seer nie, want dit is veiliger vir my, nê. En Abba Vader leer my, jy gaan nie heel word aan die binnekant deur dit te doen nie. Nee, dis die vyand wat jou oorreed om dit in die duister te hou, want dis wat hy doen. Want ons voel sonde en skandes, en dan bly ons stoepstil en ons bly in die duisternis, en dis presies waar ons wil hê. En daarom vermom ons seer. Maar hoor wat sê Yeshua in Matteus 21 vers 19. Hy sien 'n vyeboom langs die pad en gaan daar na toe, maar hy het niks daaraan gevind nie, as net blare alleen, en hy sê vir hom, laat daar uit jou tot in ewigheid nooit weer 'n vrug kom nie. En onmiddellik het die vyeboom verdroog. Met ander woorde, Yeshua loop op pad Jerusalem toe. Hy loop verby 'n boom, en hy sien net blare, en hy het vrug gesoek. Jy sien, vye blare kom steel my en jou vrug, want ek gaan stil bly, en ek gaan eerder vir niemand niks sê nie, want net nou maak hulle my net nog weer seer, en verder seer. Wat was dit wat Adam en Eva nou weer gaan wegkruip het? Vye blare. Hierdie goed wat ek toemaak, waarvoor ek net stil bly, dit waarvoor ek gaan wegkruip. En Yeshua leer ons, dit steel ons vrug. Dit steel jou vrug. En nee, die bloed van Yeshua, he was bruised for our iniquities. Hy het aan die binnekant gebloei, sodat ek en jy kan heel word aan die binnekant. So wat se seer is daar binne in jou? Wat jou laat voel, weet jy, ek kan nie hierdie seer van die wêreld, ek kan nie hierdie seer van my in die wêreld bekend maak nie. Daardie seer waarvan net jy weet, wat jy toemaak met vye blare. Die bloed van Yeshua het gevloei, sodat ons kan vry wees. Hoekom nie dit vandag vir hom gee nie? Dan die laaste, die 7de plek waar Yeshua se bloed val, vroegoggend, amper 2000 jaar gelede, op die 14de Aviv, is Yeshua se bloed vloei, toe 'n spies in sy sy gesteek word. Kan jy dink? Veral as jy in ag neem waardeur Yeshua se liggaam gegaan het, en wat 'n skok was sy liggaam. Op 'n stadium sê Yeshua, ek is dors, want sy liggaam wou hierdie vloeistowwe terugsit na al die bloed wat die hele Jerusalem vol het. Sy liggaam het uitgeskree na vloeistowwe wat verlore is. Gaan kyk jy na die medies, dan sien jy, sy liggaam was in skok, wat hulle noem hypovolemic shock. Hypovolemic shock. En terwyl hy aan die kruis gehang het hierdie skok waarin sy liggaam was,
sy hart al hoe vinniger laat klop. Al hoe vinniger om te probeer cope met al die seer waardeur sy liggaam gaan. Want hypovolemic shock doen aan jou, wat dit aan jou doen aan jou liggaam, is dit maak 'n vloeistof in 'n sak rondom jou hart om dit te probeer beskerm. En in hierdie skok waarin sy liggaam was, as jy 'n spies sou vat en dit in enige iemand se sy steek, sal dit die enigste rede wees hoekom daar soveel water en bloed uit moes kom, as gevolg van skok waarin sy liggaam was, wat vloeistof begin opgaar het. Hierdie Romeinse soldaat kom met 'n spies en hy steek dit deur Yeshua se hart en dis hoekom water en bloed gevloei het. Heel aan die einde sê Yeshua die woorde, "It is finished." En hy sterf en sy hart word letterlik gebreek, fisies gepenetreer vir my en jou. En daarom is dit meer nodig vir my en jou. Daarom is dit meer nodig vir my en jou om rond te loop met skuldgevoelens en veroordeling as ons alles klaar by sy voete neergelê het. Dit is nie meer nodig om rond te loop nie, want ons het dit vir hom gegee. Yeshua se hart is gepenetreer sodat ek en jy ons vreugde kan terugkry. Om vir ons roukleed ontslae te raak. Yeshua het met alles betaal sodat ek en jy kan lewe en kan vry wees in die ewige lewe saam met Abba Vader, reeds nou kan wandel in intimiteit. Die woord van Abba Vader sê toe die Romeinse soldaat die spies in sy sy steek, dadelik het daar water en bloed uitgekom. Bloed is lewe en water is gees. Johannes 7 vers 38 sê, strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. En dan sê Yeshua in Johannes 4 vers 14, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Regdeur Abba se woord is water hierdie gees van my wat begin lewe, hierdie borreling binne in my wat begin lewe deur die bloed wat lewe gee en my vrykoop. Hoor, uit die eerste Adam se sy word die mensdom gebore. Uit die sy van die tweede Adam, Yeshua, word ek lewe in volheid in my gees gegee as deel van die liggaam van Yeshua. En dis wat Paulus sê. Hy sê dit in Korintiërs 15 vers 45 wat sê, so is daar ook geskrywe, die eerste mens, Adam, het 'n lewende siel geword en die laaste Adam 'n lewende makende gees. So die bloed en die water uit sy sy, soos wat die bloed en die water uit Yeshua se sy uitloop, kry ons lewe. 'n Lewe in oorwinning, die volle prys is betaal en ek en jy kan lewe. Daarom is dit presies wat met wedergeboorte gebeur. Ek word gebore en dan word ek weergebore wanneer my gees begin lewe en die bloed van Yeshua kom betaal sodat ek die lewe vir ewig saam met hom kan hê. Yeshua het alles gegee. En daarom sê Hebreërs 9 vers 22, en byna alles word met bloed gereinig volgens die wet en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Die prys is betaal, tabernakelskind van Abba. Ons hoëpriester het die perfekte offer geword, die lam van God, en sy bloed is gegiet vir my en jou. Wat doen dit aan jou vandag? Wat gaan dit in jou lewe verander? Yeshua, Papa God, het my en jou so lief, hy het sy enige gebore seun gegee. Maar ek en jy het nog 'n keuse. Yeshua is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom by die Vader behalwe deur hom nie. Sal ek en jy hierdie paadjie stap, na intimiteit toe, na Papa God, terug na sy arms toe. Yeshua, paid the price. Sal jy gaan? Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir u woord. Dankie vir die prys van die bloed van die lam. Dankie vir dit wat u vir ons doen, Papa God, ons eer u. Yeshua, dankie vir die prys wat u betaal het. En dankie dat u in my kom lewe. Vergewe my sondes. Vergewe my skandes. Vergewe my daar waar die vyand dit soveel kom toegooi en my so skaam wil laat voel oor alles. Ek gee dit vandag vir u en ek sê ek is jammer, Papa God, vergewe my deur die bloed van die lam. Kom leef in my. Kom was my met die waterbad van die woord. En
kom leef in my. Meer en meer van U. Ek bid dit alles in Yeshua, Messias se naam, die Seun van Jahweh. Amen. Shalom.